Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap by te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as zwaard en vir altyd die geloofsweg totdat Jesus ons kom haal. Goeiedag op hierdie Dinsdag, geliefde. Ons praat hierdie week oor die dag van onheil en waar ons staan en hoe ons staan en hoe dit ons raak. Onthou dat ons gesê het, onheil is enige iets wat gebeur wat teen die wonderlike, pragtige, genadige, liefdevolle, heilige, regverdige aard van God is. En daarom moet ons erken, miskien praat ons van, juis nou in die tyd wat ons leef, van die dae van onheil. En op hierdie Dinsdag deel ek met jou Paulus' opskrif, sy seënbede aan die begin van Galasiërs 1 vers 3 tot 4. Hy sê vir die gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God, ons Vader, te volbring. In 'n onheilige tyd, in die dae van onheil, op die dag van onheil, is daar maar net een ding om te onthou. Christus het dit reeds oorwin. Wanneer Paulus vir die gemeente kom skryf, en hy gee vir hulle 'n seëngroet, dan sê hy vir hulle in die eerste plek, onthou dat Christus homself totaal en al gegee het vir julle, om julle te verlos uit hierdie sondige wêreld. So in dae van onheil, op 'n dag van onheil, is daar maar een ding om te doen. En dit is om vas te hou aan Christus. Uit ons eie uit kan ons niks aan die dae van onheil doen nie. Al het ons gister gehoor dat ons die wapenrusting moet aantrek en vasstaan in die dag van onheil. In die eerste plek hang dit nie van ons eie krag, die grootte van ons eie geloof, die kwaliteit van ons eie geloof af nie. Dit hang af van hoe ons verbonde is aan Christus. En daarom wil ek ook vir julle vandag lees in 1 Johannes 5, hier van vers 18 af. Hoe skryf Johannes daar oor die dag van onheil en oor Christus? Hy sê, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen vatkans op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort, en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons in sy ware God, in sy seun, Jesus Christus. Hy is die ware God, en die ewige lewe. Wat vandag se dae vir my so onheilig maak, die dae van onheil, is hoe Christus misken word. En dit is juis nou die tyd, om met alles wat ons is, vas te hou aan Christus en die boodskap van Christus, vas te hou aan die verlossing van Christus, want hierdie teks sê baie duidelik, dat hy is God. As jy wil weet wat goed is, in die dae van onheil, as jy wil sien wat goed is, in die dae van onheil, kyk na die lewe, die sterwe, en die opstanding van Christus. Dit is wat ons het, dit is wat Johannes vir ons leer. Ons is in hom, en hy in ons. So ja, dae van onheil en dag van onheil, dit tref ons almal. Verskriklike siekte, swaar kry, dood. Maar dan hierdie een waarheid wat bo alles uitstaan vir jou en vir my, die kinders van God. Ons is veilig in Christus. Dis my opregte gebed, dat die hele wêreld opnuut sal terugkeer na Christus. Ons soek antwoorde in politieke oplossings. Ons soek dit in finansiële oplossings. Ons soek dit in strategiese beplanning. Maar daar is net een. Jesus Christus, God self. Mag jou lewe so in hom verborge wees, mag jy so in hom glo en aan hom vashou, dat die dag van onheil vir jou nie
'n dag van jou verwoesting is nie, maar 'n dag van herinnering dat jy geborge is in Christus. Dankie Christus Jesus, dat U dit vir ons is. Shalom. Vind jou krag net in die Here, vra dit van hom dag na dag, en doen dit alles beroep, deur die Gees van God tot krag. Wees waaksaam, bid gedurig, trek jou wapenrusting aan, sodat jy soldaat vir Christus na verlorenes kan gaan. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as zwaard, en vir altyd die geloofsog totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as zwaard, en vir altyd die geloofsog totdat Jesus